Goeiemôre en welkom by die Wiskunde Broers. Vandag kyk ons na deel 2 van faktorisering, waar ons spesifiek kyk na die gemeenskaplike hakkie en die tekenverandering reël. So, wat is dit waarna ons kyk? Wel, soms bevat 'n uitdrukking 'n gemeenskaplike faktor binne 'n hakkie. En dan kan ons daardie faktor uithaal, die hele hakkie uithaal, wat dan bekend staan as faktorisering deur 'n gemeenskaplike hakkie. In ander gevalle moet ons eers die tekenverandering reël toepas om 'n gemeenskaplike hakkie te skep voordat ons dit dan faktoriseer. Kom ons kyk gou na 'n voorbeeld van hoe dit werk. In voorbeeld nommer 1 vra die vraag dat ons die volgende faktoriseer. En soos wat ons kan sien in hierdie uitdrukking, het ons 3 as 'n koëffisiënt van daardie hakkie en 5 as 'n koëffisiënt van daardie hakkie. Maar albei van daardie koëffisiënte het geen gemeenskaplike faktor nie. Hulle het geen GGD nie, dus kan ons niks faktoriseer daaruit nie. Maar albei van hierdie terme het 'n hakkie wat presies dieselfde is. Dus is daardie hakkie my grootste gemeene deler in hierdie uitdrukking. Wat beteken ons kan daardie hakkie gaan faktoriseer, uithaal, as my GGD. En dit sal dan soos volg lyk. Ek haal daardie hakkie uit, x plus 4, hy word uitgehaal. En dieselfde soos in die vorige video, waar ons gekyk het na spesifiek net GGD faktorisering, haal ek die hakkie uit, my GGD, en dan gaan ek en skryf alles wat oorbly in 'n volgende hakkie. Nou, indien ek uit term nommer 1 hierdie hakkie uitdeel, dan al wat sal oorbly is 'n 3 plus 'n 5. En nou het ek dit ten volle gefaktoriseer. Daar is niks verder wat ons kan uitfaktoriseer nie. As ek kyk na die 2 hakkies wat ek hierso het, hakkie nommer 1 het geen meer GGD nie en hakkie nommer 2 het geen GGD nie. Maar ons kan dit nie daar los nie, want in hakkie nommer 2 sien ons dat ons gelyksoortige terme daarso het. Dis 3 plus 5 en 3 plus 5 kan vereenvoudig word en dit sal dan vir ons gee x plus 4 en dan in my tweede hakkie sal 8 wees. Nou, wanneer ons hierby kom, wil ons net dit gaan herrangskik en ons het net 'n 8 in daai tweede hakkie en ek gaan skryf dan 8 voor my eerste hakkie, 8 hakkie x plus 4 en dit is dan die einde van hierdie som. Dit is dan jou volle punte wat jy daar sal kry. In voorbeeld nommer 2 gaan ons bietjie kyk na die tekenverandering reël. Nou, die tekenverandering reël wil ons spesifiek fokus om die hakkies dieselfde te maak. Soos wat jy sal sien as jy nou hierso kyk na die vraag wat hieronder gegee word, sal jy sien dit lyk baie dieselfde soos in voorbeeld nommer 1, maar as ons bietjie dieper gaan kyk na dit, is die 2 hakkies wat ons hierso kry, lyk baie dieselfde, maar hulle is nie, x min 3 is nie dieselfde as 3 min x nie. En as jy klein bietjie, jy weet nie verstaan oor hoekom dit is nie, gaan speel 'n bietjie met jou sakrekenaar en vat ietsie soos 5 minus 3 en kry 'n antwoord en ruil hulle 2 om en sê 3 minus 5 en kyk of jy dieselfde antwoord kry. Dit is nie dieselfde 2 hakkies daar nie. So hoe werk die tekenverandering reël? Wel, wat ons hierso gaan doen is, en wat julle moet besef is, wanneer ek die teken voor aan 'n hakkie verander, so ons fokus nou spesifiek op daai minus. As ek daai minus gaan verander na 'n plus toe, beteken dit dat elke liewe teken binne in die hakkie ook gaan verander. So kom ek wys gou vinnig vir julle hoe dit werk. As ek hierso 2y en x min 3 het, en ek gaan verander daai middelste teken wat 'n min 5 was, na 'n plus 5, sal dit elke liewe teken binne in die hakkies ook gaan verander. Daai positief 3 sal 'n negatief 3 word, en daai min x sal 'n plus x word. En wanneer ek nou kyk wat ek nou hierso het, sal julle sien maar die 2 hakkies is eintlik identies. Dit lyk miskien nie so nie, maar as ek hierdie 2 terme gaan herrangskik en dit maak x min 3, sal jy sien dit is presies dieselfde as die hakkie in die eerste term. En nou het ons 'n gemeenskaplike hakkie wat uitgefaktoriseer kan word. Dus is dit my GGD, x min 3 word uitgehaal, en dan wat oorbly, nadat ek altyd terme deel deur hierdie hakkie, word in die tweede hakkie geskryf. So, wat bly oor in term nommer 1 as ek die hakkie uitdeel? 2y en in my tweede term plus 5. En as jy nou gaan kyk na al 2 hakkies en kyk of daar nog miskien 'n GGD is, sal jy sien daar is nie een nie. In die eerste hakkie het ons net x min 3, daar's geen GGD nie. En in die tweede hakkie het ons 2y plus 5,
ook nie 'n GGD nie. En ook, jy sal sien dat daar's geen gelyksoortige terme in hierdie hakies nie, dus is dit dan ons finale antwoord. Kom ons kyk gou na 3 oefenvrae wat ons hierso het. En in hierdie oefenvrae sal dit al 2 van hierdie metodes bevat. Ons sal net gewone faktorisering deur 'n gemeenskaplike hakie hê en ons sal ook 'n paar vrae hê waar ons 'n tekenverandering wil doen. Vraag nommer 1. In vraag nommer 1 sien ek het 2 terme daarso, 1, 2. Daar is 'n gemeenskaplike hakie. Dit is m-2 en m-2. En as ek kyk na die koëffisiënte, is daar geen GGD tussen hulle nie, n en 3. Beteken dat my GGD in hierdie geval is dan daardie hakie m-2. Ek sluit die hakie en in my volgende hakie gaan skryf ek wat bly oor in albei van hierdie terme indien ek hulle uitdeel. In my eerste term gaan al wat oorbly wees n en in my tweede term gaan al wat oorbly wees 3. Na dit gaan kyk ek en ek toets my antwoord, is daar enige GGD's oor? Indien daar nie is nie, kyk ek of daar enige gelyksoortige terme is. Indien daar nie, is dit dan my finale antwoord. In vraag nommer 2, kyk ek na hierdie en ek sien weer ons het 2 terme hierso, 1 en 2. Ek kyk na die koëffisiënte 2x en 8 en daar is 'n gemeenskaplike deler. Die gemeenskaplike deler in hierdie geval gaan wees 2, want daar het ons 'n 2 en daar het ons 'n 8 en albei van hulle kan gedeel word deur 2. En ek gaan dan verder en kyk of daar nie miskien nog iets is nie. In hierdie geval sien ek dat hier het ons p min 5 en hier het ons 5 min p. En daai hakies is verskriklik naby aan dieselfde, maar hulle is nie. Maar ek weet dat, omdat ek die tekenverandering reël kan toepas, dat ek daai tekens kan gaan verander. Ek kan die tekens verander in daardie hakie en dit sal dan my probleem oplos. Hoe gaan doen ek dit? Ek gaan die teken vooraan die hakie gaan verander. P min 5 hakie en ek gaan verander daai na positief 8 en wanneer ek dit doen, verander al die tekens binne in die hakie, wat beteken hierdie gaan wees positief P en negatief 5. En julle sal sien ek het sommer dadelik dit gaan herrangskik en nou kan ek baie duidelik sien dat my GGD gaan 2 wees, maar ook 'n hakie. So ek gaan skryf hierso GGD is 2, maar ook die hakie beteken dit gaan uitgehaal word of uitgedeel word. 2 hakie P min 5 is my GGD en nou gaan ek kyk wat bly oor as ek albei van hierdie terme deel met dit. In term nommer 1 het ons 2x hakie P min 5. As ek dit deel deur die 2 en die hakie, gaan alwees wat oorbly x. In term 2 is ons hier dan 'n positief en dan het ek 8 gedeel deur daai GGD 2 wat vir my 4 gee. En die hakies gaan heeltemal net uitdeel, gaan net 1 wees en ons hoef nie 1 daar te skryf nie, soos wat ons verduidelik het in die eerste video oor GGD faktorisering. Dit is dan die einde van daardie vraag, daar is geen meer GGD in my hakies nie, daar's geen meer gelyksoortige terme wat ek miskien kan plus of minus nie en ek los dit dan so. In ons laaste voorbeeld vir vandag het ons hierdie weer eens 2 terme wat ons hier het. Ons het 9 hakie 2x plus 5. Ons het 6x hakie 5 plus 2x. Nou, hierdie is eintlik 'n bietjie van 'n vraag waar hulle jou gewoonlik uitvang, veral as jy 'n paar keer daai tekenverandering reël gaan oefen het. Nou, in hierdie geval, kom ons kyk gou net na die koëffisiënte eers. So, GGD, ons het 'n 9 en 'n 6 daarso. Ons weet dat albei van hulle 'n gemeenskaplike deler het wat 3 is. Nou, as ek verder gaan kyk na veral my hakies hierso, sien ek die eerste hakie is 2x plus 5 en die tweede hakie is 5 plus 2x. En hierso is ons geneig om te dink, o, yes, ja, nee, ek weet, ek moet my tekens verander want dan kan ek hulle gaan omruil. Maar in hierdie geval is dit glad nie nodig nie. Hoekom is dit nie nodig nie? Want die teken van die 2x is positief en die teken van die 5 is positief. En die teken in my tweede hakie van die 5 is positief en die teken van my 2x is positief. Nou, positiewe terme kan omgeruil word soos wat jy wil. En kom ek gee gou vinnig vir jou 'n voorbeeld. 3 plus 5 is gelyk aan 8 en 5 plus 3 is ook gelyk aan 8. Dit sal nie 'n verskil maak
aan my eindwaarde daarso nie. So wat ek hierso sal doen en wat ek sal voorstel is voordat jy faktoriseer, skryf dan eers net jou tweede hakkie en gaan herrangskik daai twee terme. Maak dit ook 2x plus 5 en ek mag dit in hierdie geval doen. Dit is anders as wanneer daar 'n minus tussen die twee terme is. So, GGD, ons het 'n 3 gehad, maar ek sien dat daar is ook 'n gemeenskaplike dele wat die hakkie is. Ek skryf dit dan daar neer en nou kan ek begin faktoriseer. 3 hakkie 2x plus 5. Dit is my GGD en dan in 'n volgende hakkie gaan skryf ek wat bly oor indien ek al twee terme hierso deel. 9 gedeel deur 3 gee vir my 3. Die hakkie gedeel deur die hakkie kanselleer uit of gee vir my net 1. Volgende term, minus 6 gedeel deur 3 gee vir my 2. Ons deel nie daai x met enigiets nie, dit bly dan dus daar, en dan die hakkie gedeel deur die hakkie kanselleer uit of gee vir my 1, en dit is dan die einde van daai vraag. Weereens, ons gaan toets ons antwoord, ons kyk, is daar enige gemeene delers wat binne die hakkies is daar enige gelyksoortige terme wat ons miskien kan plus, en in altyd van daardie gevalle is daar niks wat ons verder kan doen nie. Ek hoop dit het gehelp, gaan probeer dit 'n bietjie op julle eie. Lekker dag!